gaan vir u vra om saam met my te lees uit Markus die 15de hoofstuk en vanaf vers 21. Markus 15 vanaf vers 21. En hulle het 'n sekere Simon van Sirene wat van die veld afgekom het, die vader van Alexander en Rufus, gedwing om sy kruis te dra. En hulle het hom gebring op die plek Golgotha. Dit is, as dit vertaal word, plek van die hoofskedel. Toe gee hulle hom wyn met mirre gemeng om te drink, maar hy het dit nie geneem nie. En nadat hulle hom gekruisig het, het hulle sy klere verdeel deur die lot te werp oor wat elkeen moes kry. En dit was die 3de uur toe hulle hom gekruisig het, met ander woorde 9 uur. En die opskrif van sy beskuldiging wat boorkant hom geskrywe, die koning van die Jode. Hulle het ook 2 rowers saam met hom gekruisig, een aan sy regter en een aan sy linkerkant. En die skrif is vervul wat sê, en hy is by die misdadigers gereken. En die verbygangers het hom gesmaad, terwyl hulle hul hoof skud en sê, u wat die tempel afbreek en in 3 dae opbou, verlos uself en kom af van die kruis. En so het ook die owerpriesters saam met die skrifgeleerdes gespot en vir mekaar gesê, ander het hy verlos, homself kan hy nie verlos nie. Laat die Christus, die koning van Israel, nou van die kruis afkom, sodat ons kan sien en glo. Ook die wat saam met hom gekruisig is, het hom beledig. En toe dit die 6de uur was, kom daar duisternis oor die hele aarde tot die 9de uur toe. En die 9de uur het Jesus met 'n groot stem uitgeroep en gesê, Eloi, Eloi, lama sabachthani, wat as dit vertaal word beteken, my God, waarom het u my verlaat? En sommige wat daar staan, hoor dit en sê, kyk, hy roep na Elia. Toe hardloop een en maak 'n spons vol asyn en sit dit op 'n riet en laat hom drink en hy sê, wag, laat ons sien of Elia kom om hom af te haal, maar Jesus het met 'n groot stem geroep en die laaste asem uitgeblaas en die voorhangsel van die tempel het in 2 geskeur van bo tot onder. Nou die evangelie van Johannes sê dat Jesus het gesê, dit is volbring, net voordat hy dan sy laaste asem uitgeblaas het. Nou, die tema van ons boodskap in hierdie oggend is Jesus die offerlam. En as ons dit meer persoonlik maak, dan sê ons Jesus ons offerlam. En as ons dit nog meer persoonlik wil maak, dan sê ons Jesus my offerlam. Nou, ons gaan in besonder dan vanoggend se boodskap gaan ons kyk na die pad wat Jesus gestap het om die offerlam van God te kan wees. Jy weet, ons kan baie keer dalk net dink, jy weet, dit is nou kruisigingsdag, Paasnaweek, en Jesus is net gekruisig. Maar daar het 'n pad verloop voordat dit daarby uitgekom het. En ek wil hê dat ons bietjie daarna gaan kyk, en ek voel in my hart, dis die Here vir my gelei het in hierdie oggend. Nou, as ons nog 'n bietjie verder teruggaan in die geskiedenis en in die Bybel, dan sien ons die heel eerste aanduiding in die Bybel dat daar 'n offerlam gaan kom na hierdie aarde. Vind ons reeds in Genesis 22 waar Abraham vir Isak moet gaan offer, en dan terwyl hulle teen hierdie berg opstap, dan vra Isak vir sy pa, maar waar is die offerlam? En dan antwoord Abraham,
maar God sal vir homself voorsien vir 'n offerlam. En dan wanneer Isak op die altaar lê en sy pa die mes in die hand vat om dan hierdie offer dan te bring, dan sê God vir hom, moenie dit doen nie. En wanneer hy omkyk, is daar 'n ram in die bosse wat daar vasgehak het en word hy in die plek van Isak geoffer. En dit is vir ons 'n tipe van Christus wat in ons plek die offerlam sou wees. En wanneer ons dan bietjie verder gaan, dan vind ons in Exodus waar die Here vir Moses die opdrag gee dat in die aand voordat hulle uit Egipte sou vertrek, dan moet elke gesin 'n lam neem, 'n jaar oud lam, en hulle moet daai lam slag en hulle moet die bloed vat en dit aan die deurposte van hulle huise moet hulle dit dan stryk. En wanneer die doodsengel dan deurbeweeg, dan sal hy oor daardie huis gaan. God sê wanneer hy die bloed sien, dan sal daar nie dood wees nie. En dis waar die engel sê, he will pass over. En dis waar die Paasfees, glo ek maar, vandaan kom. En hierdie is 'n heenwysing na Christus Jesus, die lam, wat sy bloed vir ons sal sterf. En wanneer sy bloed aan die deurposte van ons hart is, dan sal die straf van die dood oor ons gaan. Dan sal daar vir ons genade wees deur die offerlam redding. En saam met dit ook net was daar die ongesuurde brode. Daar moet nie suurdeeg in wees nie. Suurdeeg 'n teken van sonde. So God sê vir hulle, daar gaan 'n offerlam kom. En saam met dit moet daar nie sonde in julle lewe dan wees nie. Nou in hierdie oggend vra jy, maar hoekom 'n offerlam en hoekom bloed? God is heilig en God is regverdig. Sonde kan nie in God se teenwoordigheid ingaan nie. Sonde moet gestraf word. Daar moet afgereken word met sonde of daar moet versoening kom vir sonde. En dan in die Ou Testamentiese bedeling was daar gereeld geoffer vir die sondes van die mense, verskillende diere vir verskillende sondes. En dan is daar ook baie profesieë wat heen gewys het dat Jesus as die offerlam sou kom. En dan op 'n sekere dag, die Bybel sê vir ons, in die volheid van tyd, dan betree God die wêreld van ons as mens en word Jesus as mens gebore in die stal van Bethlehem. Nou, nie maklik nie. Jy weet, vir my altyd, vir hom, vir sy ouers, nie maklik nie, om in 'n stal gebore te word. En net daarna, dan moet hulle vlug na Egipte, want die koning, Herodes wil die kinders doodmaak, wat daar gebore is in Bethlehem. En hulle word vlugtelinge in 'n vreemde land. En dan na 'n tyd, dan keer hulle terug en hulle gaan woon in Nasaret. Hierdie klein, arm, veragtelike dorpie. En Jesus word groot in 'n timmermans winkel. Nou ek glo, jy weet, mense kan vra, hoekom? Mense vra so baie keer, maar hoekom dit, hoekom dat? En ons kan vra, nou ons net na hierdie paar dinge gekyk het, dan kan ons vra, maar hoekom dit maak nie regtig vir my sin uit nie. Jy weet, en ek glo dat God die Vader wil Jesus sterk maak, en hy wil vir hom leer om te stry teen minderwaardigheid en verwerping, want om in daai dorpie so arm groot te word, ek meen, die logiese is, jy gaan minderwaardig voel, jy gaan ly en sukkel met verwerping, maar Jesus word daar groot,
en hy leer as kind om teen hierdie dinge te stry, te beklei. Dit wat hom moes breek, dit maak hom sterk. Ook in hierdie lewe, die goed wat baie keer daar is om te kyk of dit ons kan breek. God sê, maar as daai goed, sien dit positief en weet dat dit die dinge is wat ek juis kan gebruik om jou sterk te maak. Nou Jesus word geskoei en hy word sterk gemaak as offerlam. Nou jy weet, van Jesus se kinderdae weet ons baie weinig, behalwe dat op 12-jarige ouderdom is hy in die tempel en hy verbaas die skrifgeleerdes en die fariseërs met sy kennis van die Bybel. En dit sê vir ons dat reeds van baie jong ouderdom is Jesus besig in die woord. Hy studeer, hy groei op. So dis nie net 'n fisiese leerskool voorbereiding nie, maar is 'n geestelike een. En ook vir ons kinders, ons jong mense, van jongs af is God besig en betrokke in jou lewe. Hy skoei jou, hy maak jou sterk vir die lewe vorentoe, maar ook geestelik maak hy jou sterk om jou voor te berei. Maak God se woord deel van jou lewe. En dan hoor ons niks meer van Jesus nie. 12-jarige ouderdom, die laaste wat ons hoor. En ook van Josef, sy vader, want op 12-jarige ouderdom verloor hulle Jesus, Josef en Maria, verloor hom op pad terug huis toe. Hulle dink hy's saam met die skare en hy is nie, hy's nog in die tempel en hulle vind hom na 3 dae en hy's besig om die fariseërs te leer en te onderrig in die woord. En dis dan die laaste wat ons hoor. En dan op 30-jarige ouderdom hoor ons weer van Jesus wanneer hy sy aardse bediening begin. Nou, ek glo in hierdie 18 jaar werk Jesus as skrynwerker, doodgewone werk, inspannend. Nou weet, volgens oorlewering is dit dat Josef baie vroeg dood is. Ons weet nie waaraan nie. En omdat Jesus die oudste is, moet hy die rol van die vader figuur oorneem in hierdie gesin. En hy moet hard werk om vir hierdie gesin te kan sorg. Jesus, die offerlam vir hom, was daar nie baie genade nie. Jy weet, ons sal net dink, vir mense wat belangrik is daar soveel voorregte, en Jesus, die belangrikste persoon, God, is daar geen voorregte eintlik nie, dis net werk, dit is opoffering, dis inspanning, en jy weet dan, besef ons in hierdie oggend, uit Jesus se swaar kry, kan u en ek ontvang genade op genade. Is dit nie wonderlik nie? Nou, jy weet, Jesus word baie keer voorgestel as hierdie maar, en skraal persoon. En ek voel net, ek verskil daarvan, want as hy vir 18 jaar werk in hierdie timmermanswinkel, hy moes gespierd gewees het. Hy moes baie sterk gewees het. Hy word voorberei. God is in die saak. Jy weet, vir 18 jaar lyk dit of daar niks gebeur nie. En dis baie keer hoe dit in hierdie lewe is. Maar daar gebeur baie. Dis God se voorbereiding. Dit is die sterk maak in Jesus se lewe. Baie keer in ons lewe verloop daar 'n termyn wat ons dink eintlik gebeur daar nie veel nie. Baie keer 'n termyn waar jy baie skade en verliese en teëspoed het.
en dit voel vir jou, maar alles verlore. Wat gebeur? Maar ek wil vir jou sê, God is in beheer. En in die oggend sê jy moontlik, maar jy kry swaar, en is seer, en is moeilik, en jy sê, die lewe tap, elke greintjie krag uit jou lewe. Dan wil ek vir jou sê, God is in die saak. Daar is 'n doel en 'n plan met jou lewe. Vertrou op die Here. En al wat ek vir jou kan sê, en ek glo is wat die Here vir jou wil sê, trek die Here in jou lewe en in jou omstandighede. En moet hom nie los nie. Moet hom nie weer uit jou lewe of uit jou omstandighede laat uitgaan nie. Want jy sien, vir die ongeoefende oog lyk dinge so verloor. Dit lyk so 'n waste of time. Dit lyk jy het geen antwoorde nie. Maar God is besig en werksaam. Nou, vir Jesus het dit alles gevra, want is die voorbereiding van die offerlam. En Jesus het geweet wat vir hom gaan wag. Hy het geweet, daar gaan 'n aand kom van Getsemane, waar hy hierdie inspanning gaan hê, sy sweet soos bloed gaan word, en daar kan 'n keuse gekom het. Jy weet, ons moet dit nooit vergeet nie, want Jesus bid, Vader, laat hierdie beker by my verbygaan. So, Jesus kon, dis hoe ek dit sien, hy kon op 'n stadium gesê het, maar ek sien nie kans nie. En hy kon teruggegaan het hemel toe, en omdat hy vlekkeloos en rein was, sou hy steeds God gebly het. Maar die plan van God sou nie geseëvier het nie, en hy weet, daar gaan die Getsemane kom, en daar sal hy moet bid, met inspanning. Hy weet, daar gaan die aand kom, in Kajafas se paleis, waar hulle met die vuis in die gesig gaan slaan, waar hulle hom met stokke gaan slaan. Hy weet, daar gaan 'n oggend kom, wanneer hy 39 houe met die gesel gaan kry. Hy weet, daar is 'n kruis wat gedra moet word teen hierdie lydingsweg uit. Hy weet, daar is spykers wat op hom wag, wat deur sy hande en sy voete moet gaan. Nou jy weet, die vraag is dan, wat wil Paasfees vir ons sê? Wat wil hierdie oggend vir ons sê? Eerstens wil dit vir ons sê, daar is steeds redding beskikbaar vir die ongeredde. Die deur van redding is steeds oop vir enige mens wat Jesus nog nie aangeneem het as redder en saligmaker nie. Tweedens wil dit vir ons sê, dit is 'n tyd van introspeksie. Dis 'n tyd, die Paasfees gaan, daar moet nie suurdeeg in die huis wees, volgens ou Joodse tradisie. En suurdeeg praat van sonde. Paasfees sê vir ons, kry klaar met sonde in jou lewe. Deel daarmee. Kry dit uit jou lewe. Skuif dit een kant toe. Derdens wil dit vir ons sê, dat pyn en lyding en swaar kry kan heilsaam wees. Kan jy dit glo? Ons voel altyd pyn, lyding, seer, swaar kry. Is nie van die Here nie. Ons voel baie keer, dit moet nie in ons lewe wees nie. Die Here moet dit nie toegelaat het nie. Hierdie dinge is heilsaam. In Jesus se lewe was dit heilsaam. Van begin tot einde
was dit heilsaam. Dit was nodig. Baie van die goed in ons lewe is nodig. Dis heilsaam. Daar's 'n doel as ons reg na dit kyk. Maar Jesus het in 'n absolute eenheid en 'n afhanklikheid met die Vader geleef. So wat sê dit vir ons? Wat ook al nou in jou lewe jy deurmaak, moet dit nie op jou eie doen nie. Trek Jesus in al hierdie seer, in al hierdie swaar, in al hierdie moeilikheid. Trek hom daarin. Paasfees sê God is in ons lewens werksaam sodat u en ek waardige navolgers kan wees van Jesus, ons paaslam. Jy sien, Jesus het gesterf, redding, maar dat ons navolgers kan wees in sy voetstappe en dat ons kan leef soos hy van ons vra. En dan laastens spreek die nagmaal, die Pasga van volharding. Jesus het volhard. Sy hele lewe deur, die 30 jaar voor sy bediening. Hy volhard, hy volhard, hy volhard. Sy 3 jaar in die bediening, is nie maklik nie. Hy gaan van dorp na dorp. Hy het nie blyplek, hy het nie slaapplek nie. Hy sê die voëls van die hemel het neste, die jakkalse het gate, maar die seun van God het geen plek nie, waar hy sy hoof kan neerlê nie. Maar Jesus volhard, volhard, volhard. En dan kom hierdie hoogtepunt, die finale, want Jesus het geweet, alles werk na een groot doel, en dis die paasoffer, en hy volhard, 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 en vanoggend wil die nagmaal, die paasfees vir ons sê, my kind, volhard, 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 in jou swaar kry, in jou seer, in jou probleme, en dinge wat jy nie verstaan nie, en dinge wat jy anders wil hê, volhard. God is besig om jou te skoei, hy's besig om jou sterk te maak, hy's besig om jou voor te berei, hy's besig om jou reg te kry, om jou te verander, soos wat hy jou wil hê. Nou wat, as jy Jesus met jou saamneem, is die lewe heilsaam. Moet jy nie blind staar teen die probleme, die seer, die moeilikheid. Dit sal verbygaan. Daar sal 'n oplossing kom. Maar Jesus wil vir jou sê, trek my in, maak my een met jou lewe. Dis wat Jesus gesê het. Hy het gesê, ek en my Vader is een. So dis hoekom hy deur al hierdie kon gaan. En die Bybel sê dit steeds vir ons, word een met Jesus. Maak hom absoluut deel van jou lewe. En dan kom jy deur al hierdie dinge. Jy kan en jy gaan en jy sal volhard. En mag die Here vir elkeen van ons help dat ons gemotiveerd sal wees vandag en elke dag. En wanneer ons kyk na Jesus, hy is ons volmaakte voorbeeld. En waar wil ons 'n beter voorbeeld hê van volharding, van pyn en lyding wat 'n seën word. Jy sien, al hierdie lyding word die grootste seën vir die mensdom. Ook jou pyn en lyding kan die grootste seën word vir mense rondom jou. Dis nie die einde nie. Laat die vyand weet, dis nie die einde nie. Saam met Jesus gaan jy deur al die seën en deur al die moeilikheid kom tot sy eer. Ons is op pad na 'n Godstad saam met Jesus. Hef op jou oë en kyk na hom. Kom ons buig ons hoofde in gebed.